Ja, ons het in die week Meinhard het vir sy verjaarsdag het hy 'n boek gekry. Die Guinness World Records. Hy is 'n scary boek vir wat wat die mense durf aanpak in daai plek. Maar daar's so 'n foto, dis nou nie hier op nie. Ek sien Louie het gelukkig 'n ander foto gekry as daai om by te sit. Maar die ou maak sy mond oop, maar soos in amper groter as sy gesig. En toe dink ek gaan dalk daai bysit, maar toe vat ons my kat. So vanoggend wil ek soos met ons net deel, raak dit daai. Dis net iets wat ek net met Danel ook gesels het oor in die week. En soos wat ons het deur vanoggend se preek gaan, wil ek soos jy met jou hart oophou. Weet dan, as jy kyk na daai, so wat registreer in jou hart as jy sê maak jou mond wyd oop? Goed, jy hoef nie vir my te antwoord nie. Net soos dink net gou. So as jy nou vir De Waal moet judge vanoggend, wat gaan hy preek? As jy daai lees, wat dink jy? Okay? Dis 'n goeie oefening om te doen. Net om soos te kyk wat jou, jy weet in die Engelse woord sê jou presupposition is. Met ander woorde, hoe kom jy na die teks toe? Hoe kom jy na die woord van God toe? Dis 'n baie goeie oefening om soos doen met enige ding wat jy soos het in jou lewe, maar veral as dit gaan oor die woord van God. Jy weet, as jy alreeds iets sien, want almal van ons is so aan mekaar gesit. Jy's aan mekaar gesit met 'n plek van ek het nodig om soos konteks te hê tot die goed wat ek moet interpreteer. En dis nie verkeerd nie. Maar weet net wat jou interpretasie konteks is. Gaan vir jou baie help om soos dit te sien. Weet ek praat altyd van kultuur. Jy weet kultuur is een van daai weird goed wat jy nie noodwendig vir iemand kan verduidelik nie, maar die beste beskrywing wat ek het van kultuur as ek jou vra oor hoe jy dink en hoe jy operate, is soos om 'n vis te vra om vir jou water te beskryf. OK? Jy kan nie. Want 'n vis het nie 'n ander milieu nie. Hy sê wel dis dit, hierdie is die water, maar hy het nie 'n klou nie, want hy was nog nooit noodwendig buite daai nie. Okay, so dis dit. En dit het sommer begin, jy weet ook soos hierdie, ons gaan 'n Psalm deurlees. Kom ek lees vir julle die Psalm. Psalm 81. En dis nie alles daar nie, want mense sê ek moet nie die font so klein maak nie, so nou gaan ek dit vir jou lees. So jy moet nou jou Bybel saambring as jy hom het, dan maak jy hom oop. Psalm 81 en kan jy daar lees of jy kan net luister. En dit sê vers 1 vir die musiekleier op die getiet. 'n Psalm van Asaf. Jubel tot eer van God, ons sterkte. En juig tot eer van God, tot eer van die God van Jakob. Hef aan 'n lied en laat die tamboerijn klink. 'n Lieflike siter saam met die harp. Blaas die basuin op die nuwe maan, op volmaan op vir die feesdag. Want dit is die insetting van Israel, 'n verordening van God van Jakob. Hy het dit ingestel as 'n getuienis in Josef, toe hy uitgetrek het teen Egipteland. 'n Taal wat ek nie geken het nie, het ek gehoor. Ek het sy skouer bevry van die las. Sy hande het die mandjie gelos. In die nood het jy geroep en ek het jou uitgered. Ek het jou geantwoord in die skuilplek van die donder. Ek het jou getoets by die waters van Meribah. Hoor my volk, ek wil jou dit inskerp Israel. As jy tog na my wil luister, daar mag by jou geen vreemde God wees nie. En voor 'n uitlandse God mag jy jou nie neerbuig nie. Ek is die Here jou God wat jou laat optrek het uit Egipteland. Maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul. Maar my volk het nie na my stem geluister nie, en Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hulle hart, en dat hulle in hulle eie planne kon wandel. Ag, as my volk maar net na my wou luister, Israel in my weë wou wandel. Gou sou ek hulle vyande onderwerp het, en my hand teen hulle teestanders uitstrek. Die haters van die Here sou kruipende na hom toe kom, maar hulle tyd sou vir ewig wees. Ja, hy sou hulle voed met die beste van die koring en met die heuning uit die rots, sou ek jou versadig. Goed. Tot dusver die skriflesing vir vanoggend. Jy gaan maar daai ding gaan lees 'n paar keer. So, kyk jy daai mooi prentjie. Ek het geweet ek gaan mooi lyk op die TV. Toe kies ek hom. Anyway, so wanneer ons soos gaan kyk na die psalms, jy kan soos 'n studie gaan doen oor die psalms, jy gaan jou lewe gaan verander as jy dit doen.
Maar wat vir my opgeval het van hierdie Psalm is, hy lyk vir my nie soos die ander nie. Hy lyk vir my verkeerd om. Gewoonlik as jy soos gaan lees, behalwe die wat soos net die Songs of Ascent, jy weet waar hulle soos Here loof en prys. Hierdie een begin met al daai prys, lofprysing en al die goeie goed van die Here. Baie van die ander begin by Here red my, dis al hierdie, en dan op iewerster deur die Psalm heen is daar, maar, en dan is dit die goeie goed wat die Here soos gedoen het. Maar hierdie een dop het om, en is soos, dis al hierdie wonderlike goed, en dan is daar 'n ongelukkige slegte maar. Maar, in hierdie verband, nou, as jy gaan dink, rondom, van die mees, jy weet nie, terrifyingste plekke waar jy kan wees, as 'n mens, is wanneer jy net op jouself soos kan staatmaak. Dink gou 'n bietjie daaraan, as jy by 'n plek is, waar jy soos net op jouself kan staatmaak, dis eintlik 'n scary plek. Dis 'n plek wat soos eintlik onnatuurlik is. Want almal van ons hou daarvan om soos veilig te voel. Ek kyk net na my kinders, jy weet, dis hulle kan so op hulle self wees of wat hulle wil, maar hulle weet, daar's 'n plek van veiligheid, daar's 'n plek by pappa wat fyn is, daar's 'n plek by mamma wat soos koestering bied. En dit is 'n baie goeie plek. Maar om op jouself aangewese te wees, is 'n scary plek. Weet ek dink terug aan soos van my vriende wat ek op uitreike mee te doen gehad het. En twee van hulle spesifiek kom net soos, en dit is amper soos wat as ek nou moet dink, dis hoe Ezra sal wees as hy nou groot is eendag. Jacob Prinsloo en Amanda Verwy was sulke mense. Ons het soos hierdie goed gehad en dan was daar chaos man, jy weet, en ek het nie lekker geweet, en ek was die leier van daai uitreike, en ek het nie lekker geweet wat ek moet doen nie. En in daai groep, terwyl ons besig was om te bid, dan kyk ek en sien ek vir Jaco, of ander keer ek sien ek vir Amanda, en dan voel ek meer gerus. Want ek weet, hulle is saam met my hierso. En dis net 'n bloot menslike ding. Jy weet net die mate van berusting wat ek gevind het, net om te weet, maar, jy weet, hulle is hierso en hulle lyk okay. So ek is ook sê my okay. Om op jouself aangewese te wees, is 'n treurige plek om te kan wees. Nou, uit hierdie Psalm uit, lees ons van, weet, God wat sy mense gaan red uit Egipte land uit, en ons sien hier so in vers 11 en 12, het sê daar so, ek is die Here jou God, wat jou laat optrek uit Egipte land uit, maak jou mond wyd oop, dat ek dit kan vul, maar my volk het nie na my stem geluister, en Israel was vir my nie gewillig nie. Jy weet, toe ek nou dink aan daai woord, is nou sleg, my vrou gaan nou weer vir my kyk en sê te val. Jy mag al begin lag, jy weet nie wat ek gaan sê nie. Almal weet, wat gaan ek sê my vrou, sê, asseblief kom sê dit hier op die mic, vir die mense. My volk was vir my nie gewillig nie. As jy op Stellenbosch is op daai plekke, jammer dames, ek weet, ons eer julle is awesome, maar die mense wat treurig is, daai slegte mans, hulle praat so, hulle sal sê, hy is 'n gewillige een. Wat beteken dit? Hulle sal baie maklik hulle self gee, vir jou. En die Here gebruik daai taal, en hy sê hier soos, maar my volk het nie na my stem geluister, en Israel was nie vir my gewillig nie. So, as jy net dit onthou vir die hele preek, is dit fyn. Dat jy hierdie week ingaan en dink soos, is ek gewillig vir die Here? Is ek gewillig vir dit? So God red hulle van Farao af, en hy vat hulle in die woestyn in. Nou julle ken die storie van die woestyn, jy weet soos, hulle gaan in daai woestyn in, hulle is verlos van wat? Van al daai verdrukking wat hulle gehad het. Hulle is verlos van soos 'n klomp goed, wat soos gebeur het. En hulle het dit gesien. Ek en jy sien ook soos die Here werk baie keer in ons lewens, in ons harte. En dan
los die Here hulle vir 'n tydperk. Hy is daar met hulle. Goed. Ons weet die wolkkolom is daar en alles. So die Here is teenwoordig. Maar hy los vir hulle vir 40 jaar met hulle eie harte. Nou daai is vir baie mense en vir my en vir jou 'n baie, jy weet, telling ding. En ons gaan nou daarby kom. Hoekom weier ons om te luister? Hoekom weier ons om gewillig te wees vir die Here? Want ja, dis die maklikste ding om soos te kyk na die disippels, na soos Israel sê, hulle is so dom geweest, hulle was so treurig geweest. Ek en jy sou 10 teen 1 uit die almal van ons hier so daar 2 van ons daar gewees het wat nie sou gehandel het soos wat die res van die Israeliete gedoen het nie. Net die Joshas en die Calebs hier onder ons sou moontlik nie so gedink het. So moenie vir hulle te veel judge, kyk na jou eie hart as dit so is. So hoekom doen ons dit? Wel, hierdie mense het gekyk, hulle het gesien wat die Here gedoen het. Nou, as die Here vir my so 'n TV sal gee in die hemel, wat baie beter gaan wees as daai, dan sal ek graag wil hê, die Here moet vir my 'n remote kan gee, dat ek soos daai goed, daai 10 pla van wat die Here daar gedoen het, te kan sit op repeat. En om te sien net soos die absolute magtigheid van die Here. Ek gaan dit nie nodig hê nie, want ek gaan die hele tyd net vir die Here kyk. Goed. Dit is baie beter as al daai. Maar jy wil graag sien soos al die goed wat ons lees, en dit is wat hierdie Israeliete gesien het. Hulle het gesien soos al daai goed wat gebeur het, 'n eersteling wat gesterf het ultimately in elkeen van die Egiptenare se huise, en dan laastens die Rooi See wat vir hulle oopgaan. Die Rooi See, dwaal, hou jou in. Ek het. Die Rooi See gaan oop, hulle sien al daai, hulle gaan deur. Goed. En nou kom hulle aan die ander kant. En die Here laat vir hulle wandel en hulle begin om soos, jy weet, hulle eie harte te kan sien. Vers 11 en 12 gee vir ons die antwoord oor hoekom mense nie luister. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland laat optrek het. Maak jou mond wyd oop dat ek dit kan vul. En dan sê dit, maar my volk het nie na my stem geluister nie. Nou toe. Maak jou mond wyd oop, laat ek dit kan vul. Die Here het al daai goed gedoen, hier stap hulle uit, hier is hulle by hulle eie hart in. Hulle, wat die Israeliete is, het nie noodwendig geglo dat die Here vir hulle kan genoeg wees nie. Engels sê, dat die Here vir hulle kan satisfy nie. Bly by my. Gaan dit nou vir julle land. Ons vertel deesdae nog steeds vir onsself daai einste leuen. Hoe klink dit? Dit klink so. God kan alles doen. Okay? Amen, hè? God kan alles doen, maar hy kan my nie gelukkig maak nie. Ek weet, julle kyk na my sê, nee. Moenie vir my teologies antwoord nou nie. Antwoord uit jou hart uit. Die Here kan alles doen, maar hy kan my nie gelukkig maak. En as ek dit hoor, dan kan ek nie help as om na wat ons westerse samelewing gryp na meestal, nie altyd nie, maar baie, is die prosperity gospel. Hoekom is die prosperity gospel vir mense so aanloklik? Wat sê die prosperity gospel? Dat die Here wil vir jou wat maak? Hy wil jou bless, want hy wil jou gelukkig maak. Hy wil jou gelukkig maak. En hoe gaan hy jou gelukkig maak? Hy gaan vir jou alles gee wat jou hart begeer. Feite. Hy gaan vir jou alles gee. Wat begeer my hart? Ek soek geld, ek soek net liefde van almal af, ek soek niks wat sleg is nie. Wie wil nie daai hê nie?
Maar dit wys vir jou waar ons harte is. Ons harte is eintlik op dieselfde plek as wat die Israeliete was hier in hierdie Psalm. Waar dit gaan as soos daai vers wat sê, maar my mense wou nie na my luister nie. Nou hierdie is taaf mense. So kom ons bring dit terug na ons toe vandag. Om na die Here te luister uit sy woord uit, wat hy vir ons hier sê, en om ons lewens terug hier volgens, en goed wat hy baie keer vir jou vra deur sy gees, is baie keer moeilik. Ek het nie 'n kamera nie. Ek kan loop tot hier toe. Nie meer vas nie. Moet net val nie. So, ek en jy het nodig om ons harte te kyk van wat is daar goed? Is ek bereid om te luister na wat die Here vir my sê? En daai staf. Goed? Nie onmoontlik nie. Maar vir ons harte wat is soos wat daai prosperity gospel is, soos wat eintlik die volk van Israel se harte was in hierdie tyd, baie keer moeilik. Want wat wil ons wees? Ons wil graag hê dat ons gelukkig kan wees. Maar as al die staf weggevat word wat vir ons gewoonlik gelukkig maak, kos en my Netflix en staf. En jy het niks van daai meer nie. En dit begin om vir jou te pla. Onthou, die Israeliete stap nou, hulle is fisies honger. Hulle is fisies dors. En hulle dink terug aan wat? Aan die vleispotte van Egipte. Kom ons spreek vir vandag se mense. As die Here al jou goedjies wegvat wat vir jou gelukkig maak nou, en jy stap en jy's vir 'n week, is jy dors en honger van jou goedjies af. Jy gaan terugverlang na die vleispotte van Egipte. En jy gaan vir die Here sê, Here, het U vir my uitgebring hier net? Jy gaan vir Moses sê, maar jy kan dit sommer direk vir die Here sê, my uitgebring tot hier om te kom doodgaan in die wildernis. Nou judge ons nie meer so maklik. Want ons harte is nog steeds vol van daai goed. Die Here wil baie keer soos bietjie dit klatter kom vat. Hoekom? Die Here, ja, en sê hierdie nou in die prosperity kringe in, dat die Here toets jou hart. Die Here toets jou hart. Die Here toets my hart. Nou sê dit soos in daai stukkie. I tested you at the waters of Meribah. Dit sê dit in Engels. Afrikaans sê, ek het jou getoets by die waters van Meribah. En dan sê 'n Sela, 'n rus. Goed. Hy 40 jaar was 'n toets vir baie van daai mense. Nou hier is 'n mooi ding. Kom ek wys gou vir julle. Eksodus 17 vers 2 tot 3 is waar ons nou hierdie sien vind wat die psalmskrywer sê. Toe is die volk met Moses en hulle sê, gee vir julle vir ons water om te drink. Maar Moses antwoord en sê, wat twis julle met my? Waarom versoek julle die Here? Maar die volk het daar gesmag na water. En die volk het teen Moses gemurmureer en gesê, waarom het u ons dan uit Egipte laat optrek om my en my kinders en my vee van die dors te laat omkom? Goed. Hulle murmureer. Hulle is moeilik. Hulle is dors. Hulle het nie meer hulle gemak wat hulle gedink het hulle het nie. En hier is hulle nou en hulle sê vir Moses al hierdie goed. Nou check gou hierdie mooi ding. Vers 6, net so 'n stukkie verder. Die Here sê vir Moses. En hy sê vir hom, kyk, ek sal daar voor jou op die rots by Horeb staan. Wie gaan staan op daai rots? Die Here. Moenie dit mis nie. Die Here gaan sê, hy sê vir hom, ek gaan voor jou gaan staan by die rots op Horeb. En dan moet jy 'n rots slaan. En daar sal water uitkom dat die volk kan drink. En Moses het dit toe gedoen voor die oudstes van Israel en hy slaan daai rots en die water kom. En toe ek daai raak lees, dink ek soos, yes ja. Hulle is dors. Hulle het lankie gedrinkie. Al hulle ander goedjies wat hulle aan vasgehou het is weg. Nou vra hulle vir Moses en die Here sê, ek gaan staan voor jou op daai rots.
En dan gaan slaan jy daai rots. En die water vloei. Dit is vir my mooi. God self staan op daai plek. Ons kyk na Moses wat die rots aan, maar die Here sê vir hom, ek gaan daar staan. En dan staan jy daai rots. En waar vloei die water van? Ek dink soos reg uit die voete van Jesus uit. Kom daai water vir die volk om te kan drink. So wat was die versoeking? Wat was die toets? En wat bly die toets ook vir my en vir jou? Deur kos en water te weerhou en die gemak en die sekuriteit en alles wat die Israeliete in 'n mate gehad het, maar hulle die hele tyd gemoun daarso en gesê maar ons word onderdruk deur daai mense, deur soos die Egiptenare. Toe gaan verlos die Here vir hulle uit dit uit. Nou is die ding wat kom. Toe sê die toets is soos reg te waal. Ek jou eie naam insit. Jy reg Israeliete. Nou dat julle verlos is van julle verdrukkers. Nou moet jy deel met jou eie hart. En dit selfs al is jy verlos met van daai plek wat jy gedink het, nou staan jy by hierdie plek en nou moet jy soos gaan kyk dat eintlik in jou hart is daar 'n verdrukker. Wie is daai verdrukker? Jouself. Jy en ek self is daai verdrukker in ons eie harte want ons wil graag hê, ons wil nog goed hê. Ons wil eintlik onsself hê aan die middelpunt van alles. Dis 'n feit. Ek en jy wil graag onsself in die middelpunt van alles hê. Daai wat Ou Testament, Nuwe Testament, Romeine 1 vers 24 en 25 sê, daarom het God hulle ook in die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir 'n leuen van 'n skepsel te vereer en te gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Amen. Kyk, weet nou hier is nou rowwe goed. Min mense preek uit Romeine 1 uit, veral in vandag se tyd. Wanneer ek en jy die waarheid van God verruil, met ander woorde, hy is genoeg. Dan maak ons onsself oop vir daai plek waar ons eie verdrukker raak, waar ons die skepsel of die goed begin soos aanbid. En die Here sê, al hierdie goed wat daar gebeur, hoe lyk dit? Goed, hoe lyk daai verdrukking wat kom, selfs al is jy vrygemaak van wat ook al, maar jy is nog steeds in daai plek waar jy nie jou hart draai, na soos wat die Here gesê het nie. Kyk, ek lees verder in Romeine 1 vers 28 en 29, ek beloof dat dit gaan nou beter raak, maar ek moet net eers vir julle dit wys. En omdat hulle dit nie die moeite werd geag het om God in erkentenis te hou nie, met ander woorde, om God hoog te hou nie, om God te behaag nie, om God soos te sê, okay, Here, U is soos aan die bokant van alles, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam nie. Hulle het vul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, volnydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van die slegte dinge, ongehoorsaamheid aan ouers, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, onbarmhartig. Okay, ek sal daar stop. Dis rof. Dis rof as ons vanuit daai plek kom waar ons dus nie luister na wat God sê nie. Nie oopmaak. En die kom die volgende antwoord. So wat moet ons doen? Ons hoor nou al hierdie goed, terwyl jy het my nou gedruk tot onder toe. Wat moet ons doen? Psalm 81 vers 14 sê, ag, as my volk tog maar net wou luister, en as Israel in my weë wou handel. So wat beteken dit vir my en vir jou? Dit beteken soos dat die woord wat God spreek, daai een wat ons kan lees, en dit wat hy van ons harte sê, daai is belangrik om te kan doen. Maak jou mond wyd oop, sodat ek dit kan vul. En dit mooi stadig sê. Maak jou mond wyd oop,
dwaal sodat ek dit kan vul. Wat daar nie staan nie, is met. Daar's nie 'n met na dit nie. Maak jou mond wyd oop sodat ek dit kan vul. Ek, God. Nie dat ek dit kan vul met wat ook al jy wil hê. Wat ook al jy nou smag. Die Here gaan vir jou gee wat jy nodig het. Maar die punt van hierdie Psalm en dit wat daar gebeur is soos jy en ek moet ons monde wyd oop maak sodat God dit kan vul. Sodat God homself vir my en vir jou kan gee. So om ons dors te les begin om dit te kan doen. Jesus wys vir ons hoe dit werk in Johannes 4. Ek het al 'n lang preek gedoen oor hierdie, ek gaan nie vandag dit doen nie, want ek wil nog vir julle 'n video ook wys. Jesus vind ons in Johannes 4 vers 3 en 4. Hy's besig om van Judea af te gaan. Hy wil Galilea toe gaan, maar dan vind ons in Johannes 4 vers 4 hierdie mooi skrifgie wat sê en hy moes deur Samaria gaan. So ek dink hy het soos net daai dinge nie van sy hart gehad wat die Heilige Gees dit op hom gedruk het en gesê het so om. Hy weet hy moet hiernatoe gaan. Maar die Heilige Gees sê vir hom moenie hier omgaan nie, gaan daai kant om. En ek het al baie keer het ek soos gerespond op daai tipe van goed in my lewe. As die Here soos 'n ding op my hart druk, jy weet, ek weet dis die kortste pad hiernatoe, dan sê hy maar ek moet hierdie kant toe omgaan. Dan gaan ek hierdie kant toe om want die Here het so gesê. Daai Engelse woord sê must needs. Jesus het 'n must needs gevoel gehad om soos deur Samaria te gaan. Okay. Hier is vir julle 'n video. Wat ek vir julle wil wys. Na Jesus die must needs gehad het. Reg, ek kan maar play Louis. Fine. So. Jy sê vir ons dan is dit nie vir my lekker nie. Ek sê jy sê vir ons dan is dit nie goed nie. Okay. Dan gaan ek dit moet act vir julle. But I am not Jesus. Goed, ons gee nog 1 minuut en as dit nie gaan werk nie dan is dit ongelukkig so. Give me a drink. Did you hear me? That's bad, huh? What? You, a Jew, ask for a drink from me, a Samaritan, and a woman. I'm sorry. I should have said please. You know, it's not safe for you to be alone out here. Nor you. Why haven't you come with others? Why so late in the day? Don't women come to the wells in the cool of the morning? Yeah, well, none of them will be seen with me, so I have to come out alone.
in the heat, as you have so kindly reminded me. Why won't they be seen with you? Long story. I'd still like a drink of water if you can spare it. Amazing what a parched throat will do. Aren't I unclean to you? Won't you be defiled by this vessel? Maybe some of my people say that about your women, but I don't. Yeah? And what do you say? I say if you knew who I am, you'd be asking me for a drink. Really? And I would give you living water. Would. Except that you have nothing to draw water with, and this is a deep well. Besides, what do you need from me if you have your own supply of living water? Long story. But Jewish water is better than Samaritan water. That's not what I Are said. you a better man than our ancestor Jacob, who dug this well? Your water is better than his? I know Jacob. And everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water that I give him will never be thirsty again. Wouldn't that be nice? The water I give will become in a person a spring of water welling up to eternal life. Really? Yes, really. Prove it. First, go and call your husband and come back. I will show you both. I don't have a husband. You are right. You've had 5 husbands. And the man you're living with now is not your husband. Oh, I see. You're a prophet. You're here to preach at me. No. Usually the one good thing about coming here alone is I can escape being condemned. I'm not here to condemn you. I've made mistakes. Too many. But it's men like you who have made it impossible for me to do anything about it. How? Our ancestors worshipped on this mountain. But you Jews insist Jerusalem is the only place for true worship. They say that because the temple is there. Exactly where we're not allowed. I'm here to break those barriers. And the time is coming when neither on this mountain nor in Jerusalem will you worship the Father. So, where am I supposed to go when I need God? I've never received anything from God, but I couldn't thank him even if I did. Anywhere. God is spirit. And the time is coming and is now here that it won't matter where you worship, but only that you do it in spirit and truth. Heart and mind, that is the kind of worshiper he's looking for. It won't matter where you're from or what you've done. Do you believe what I'm telling you? Until the Messiah comes and explains everything and sorts this mess out, including me. I don't trust in anyone. You're wrong when you say that you've never received anything from God. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you
you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ! Hey, wait! Your water! You forgot. En Jesus het gestaan voor die Israeliete by Meribah. En die lewende water het gevloei. Ek wil daai versie so klein bietjie verander en vir ons vra, vir myself ook. Dit sê vir ons, maak jou hart oop, sodat ek dit kan vul. Maak jou hart. Maak jou hart van God wat in hom is, bly hom. Disippels gekom, soos julle gesien het daar, vers 31, en sê, en intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet, waarvan julle nie weet nie. En die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom iets te ete gebring? En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. As my kinders sal luister na wat ek sê, en in my weë sal wandel, dan is daar lewe. Jou hart oop is, jou mond is oop, die Ou Testament sê, en jou hart is oop, dat God kan vul. En God vul beteken, soos dat God vir jou genoeg is. Maak nie saak wat om jou in die gang is nie. Maak nie saak wat jou omstandighede vir jou sê nie. Maak nie saak wat die goeders is wat jy eintlik wil hê nie, uit jou vlees uit nie. En die vraag is soos, is Jesus genoeg vir jou? En is Jesus genoeg vir my? En het jy dit al gedoen? En dis my vraag vanoggend, vir almal hier. Het jy al daai oomblik gehad, waar die lewende water in jou kon invloei, soos wat dit in daai vrou ingevloei het, soos wat dit in my ingevloei het, soos wat dit in jou veronderstel is om in te vloei? Dan wil ek jou vanoggend uitnooi en sê, die Here sê, hy staan by Horeb, en hy wil hê jy moet kom drink. Met al jou excuses en al daai goed. Ek dink nie jy het meer excuses as daai vrou nie. Of as die wal nie. Is jy gewillig om jou hart oop te maak en te doen wat die Here sê? Om te luister. Te luister na sy gees. So met ander woorde, daar waar jy nou sit. En ek sê soos, die Here roep jou na daai plek toe, dan voel jy dit in jou hart. Jy weet dat die Heilige Gees besig is om te roep. Jy is per ongeluk dalk hier vandag. Dis die eerste keer dat jy in die kerk kom en hoe lank? En nou vra die Here en sê,
Hoe lyk dit? Kan ek jou vul? As jy lus om my dors wat jy aan mekaar voel te kom les met die lewende water. Is jy reg om jou mond groot oop te maak sodat ek dit kan vul? Nie die staf nie. Dan is vanoggend net vir jou.